Goeiemôre broer en suster, liewe vriende. Baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ek lei vanoggend ook nog die erediens in ons mooi buurdorp Bonnievale en daarna vertrek ons na nog 'n mooi dorp, Kakamas in die Noord-Kaap, om daarom ook so vir 'n week by ons ander kinders en kleinkinders te gaan kuier. Vriende, vandag fokus ons op die groot rol wat ons denke in ons lewens speel. Ons tema: Here, vernuwe my denke. Kom ons doen net 'n kort gebed. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. Here, ons aanbid U vandag as die groot en almagtige God wat oor alles en almal regeer. Die God wat in totale beheer is. Here, daar's niks in ons die mekaar wêreld wat U onverhoeds en onkant kan betrap nie. Help dan vir ons om op U te vertrou en dat ons te midde van al ons teenslae en ons probleme kan weet dat U die groot en almagtige God is, dat U by ons is en dat U, Here, vir ons in die holte van U hand vashou. Kom praat ook nou met ons en kom leer vir ons vanoggend oor ons gedagtewêreld. Kom leer ons uit U woord, Here, want in U waarheid wil ons wandel. Amen. Vriende, ons skriflesing, twee gedeeltes, Romeine 12 vers 1 en 2 en dan ook Kolossense 3 vers 1 tot 3. Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan ook Kolossense 3 vers 1 tot 3. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons boodskap handel vandag oor ons gedagtewêreld, of ons sou ook kon sê ons denke. Ons gedagtewêreld is in die Bybel 'n baie belangrike saak, omdat dit tot 'n groot mate bepalend is oor hoe ons gaan lewe. Spreuke 27 vers 19 sê nogal 'n interessante ding. Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. 'n Mens se denke of jou gedagtewêreld is met ander woorde 'n soort spieelbeeld van jouself, van hoe jou lewe lyk. En dit wat jy in jou gedagtewêreld dink, gaan tot 'n groot mate tot uiting kom of neerslag vind in jou lewe. Vriende, ek dink ons kan sonder enige twyfel sê dat ons denke ons manier van lewe beïnvloed. Volgens sielkundiges is dit meer die manier waarop ons oor dinge dink wat ons lewens beïnvloed en omkrap. Meer ons manier waarop ons oor dinge dink as wat dit die gebeure self is. Hulle sê voorts ook dat as jy heeltyd met negatiewe denke
soos byvoorbeeld bekommernisse in jou gedagtes rondloop, dan skei jou liggaam slegte hormone af wat jou liggaamlike gesondheid kan aantas. Maar liewe vriende, jou denke beïnvloed natuurlik ook nie net jou gesondheid nie. Volgens die Bybel het dit ook 'n effek op jou ganse lewe. As jou gedagtewêreld byvoorbeeld vuil en besoedel is, dan sal dit verseker ook neerslag vind in 'n sondige lewenstyl. Baie van julle ken waarskynlik die wyse woorde van William James, wat nogal baie in lyn hiermee is, wanneer hy sê, saai 'n gedagte en jy maai 'n optrede. Saai 'n optrede en jy maai 'n gewoonte. Saai 'n gewoonte en jy maai 'n karakter. Saai 'n karakter en jy maai 'n bestemming. So liewe vriende, dis belangrik en is noodsaaklik dat ons moet waak oor ons gedagtewêreld. Want dit kan op die ou end selfs ewigheidsimplikasies vir ons inhou, vir waar ons die ewigheid gaan deurbring. Nou vriende, dit bring vir my sommer ook by die volgende baie belangrike punt, en dit is naamlik dat 'n mens jou denke kan beheer. En in dieselfde asem wil ek sê dat ons nie moet toelaat dat verkeerde gedagtes sommer so onbeheers in ons koppe inkom en ons lewens oorneem nie. God het aan ons 'n gesonde verstand gegee. Hy het vir ons met 'n gesonde verstand geskape en daarom is ons in staat om keuses te kan uitoefen, om besluite te kan neem. 'n Mens kan dus kies wat jy wil dink en watter gedagtes jy gaan toelaat en watter gedagtes jy gaan stopsit. Iemand het eenmaal gesê, jy kan nie help as 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy op jou kop nes maak. Vriende, en omdat jy kan kies waarop jy jou gedagtewêreld gaan rig, en jy met ander woorde jou denke kan beheer, sê die Here se woord op meer as een plek vir ons waarop ons gedagtes moet rig. Byvoorbeeld die pragtige Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Broer en suster, dis 'n keuse wat ons kan uitoefen. Omdat ons, volgens die Bybel, ons denke kan beheer. Ons is nie robotte nie. 'n Volgende baie belangrike saak waaroor die Bybel ten opsigte van ons gedagtewêreld praat, is dat God ons denke wil vernuwe. Romeine 12 vers 2 sê vanoggend vir ons in baie duidelike taal, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hierdie Bybelse waarheid is natuurlik ten volle in lyn met alles wat ons sover gesê het, veral met die waarheid dat ons denke ons lewens gaan beïnvloed. Ja, ons kan keuses maak, maar ongelukkig sal ons ou natuur, ons vlees, en ook die verleiding van die bose, altyd ook 'n invloed uitoefen op ons denke en ons besluite. So daarom druk Paulus dit vir ons op die hart dat ons God moet toelaat om ons denke te vernuwe, want dan sal ons lewens ook ten goeie verander. Vriende, die Heilige Gees is ons heiligmaker. En dis dan ook deur die werkinge van die Heilige Gees dat God ons denke kan en wil verander, vernuwe. Daarom moet ons onsself voortdurend vir die vernuwingswerk van die Heilige Gees oopstel en ons moet ook vir God vra
om ons gedagtewêreld deur sy Heilige Gees te vernuwe en onder sy beheer te plaas, sodat ons 'n geesbeheerde gedagtewêreld kan hê. Geesbeheerde denke sal hê. Laat God julle verander. Hoe? Deur julle denke te vernuwe. Maar vriende, God kan en wil nie net ons denke vernuwe nie. God wil ook my en jou fokus verander. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En dan hierdie woorde, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Die ou Afrikaanse vertaling het gesê, bedink die dinge wat daar bo is. Bedink die dinge wat vir God belangrik is. Bedink die dinge van die koninkryk. Bedink die dinge wat ewigheidswaarde het. En in Matteus 16 vers 23 berispe die Here Jesus vir Petrus oor sy verkeerde gedagtegang met hierdie insiggewende woorde. Ek lees vir ons. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat die mense wil hê. Broer en suster, liewe vriende, hoeveel keer het ek en jy nie dalk ook al vir Jesus teleurgestel met ons gedagtegang nie? Hoeveel keer het Satan nie dalk ook al ons denke laat ontspoor nie, dat ons ook nie bedink het wat God wil nie, wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê en wat ons self wil hê. God wil ons denke vernuwe en God wil ons fokus verander, sodat ons koninkryk gerig sal begin dink, dat ons in God se belang sal begin dink. In die bergpredikasie vermaan Jesus ons juis, waar hy gesê het in Matteus 6 vers 33, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Die ou Afrikaanse vertaling het dit so bietjie anders gestel, soek allereers die koninkryk van God. Maar die punt bly dieselfde, vriende, naamlik dat God en sy belange, die belange van sy koninkryk, sentraal en voor alles in ons gedagtewêreld moet staan. Met ander woorde, ons moenie aards en wêrelds dink en leef nie. Ons moet koninkryksgerig en God verheerlikend fokus en dink en leef. Dit vra met ander woorde van ons as gelowiges dat ons baie meer godly minded sal raak. En liewe vriende, as ons meer oor God sal begin nadink en op sy koninkryk begin fokus, sal ons weldra begin agterkom dat ons ook baie meer met hom begin praat en dat ons ook al hoe meer 'n honger na sy woord sal ontwikkel. En as jou fokus van jouself na God en van die aarde na die hemel begin verskuif, sal 'n mens ook baie meer oor jou verlossing begin nadink, jou verlossing in Christus en jou ewigheidsbestemming begin nadink. En ook om meer en meer 'n dankbaarheidslewe te lei. Hoe kan ek meer aan God gehoorsaam wees? Hoe kan ek meer aan God diensbaar wees? Kom ek sluit vir ons af. 'n Wyse man het eenmaal gesê, dit waarop jy fokus, oorweldig jou. Dit waarop jy fokus, oorweldig jou.
Dit wat vir jou 'n absolute prioriteit is en wat sentraal staan in jou gedagtewêreld, dit gaan jou lewe begin beheers en oorheers. Nou weet ons, dit kan verskillende dinge vir verskillende mense wees. Dit kan die dinge van die wêreld wees en dis nie noodwendig alles slegte dinge nie. Dit kan dinge wees soos jou werk, in jou huis, of jou sport, of jou stokperdjie, of wat ook al. Dit kan ook bekommernisse en vrese wees, veral ook in die tyd wat ons nou leef. Want vriende, die tyd wat ons nou leef, waarin ons nou leef, het werklik die potensiaal om mense negatief en mismoedig te maak. En daarom, liewe vriende, moet ons waak teen negatiewe gedagtes en dat ons oë ook voortdurend op Jesus moet hou. Ons moet fokus op Jesus en ons moet nadink oor wie hy is, oor sy almag, oor alles. Hy self het gesê voordat hy opgevaar het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ons moet fokus en nadink oor die Here Jesus se naderende wederkoms en sy triomferende oorwinning oor al sy vyande. Ons moet begin bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Ons fokus, vriende, moet op Jesus, die groot oorwinnaar wees. En ons moet ook begin nadink oor in hierdie uitdagende tye, hoe ons aan God gehoorsaam kan wees. Vriende, ek dink dit is inderdaad 'n uitdagende tyd, 'n de-mekaar tyd wat ons nou leef. Maar dis 'n tyd waarin ons moet verdiep en groei in ons geloofslewe. En ons moet leer om vir God te vertrou vir sy beskerming en sy voorsiening. Want sy kinders sal hy nooit in die steek laat nie. Onthou wat Jesus gesê het, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. My vriend en vriendin, soek jy die koninkryk en ek sal na jou belange en jou behoeftes omsien, so sê die Here. Kom ons neem vandag aktief 'n besluit om te begin dink die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Kom ons maak 'n wilsbesluit en 'n gedagteskuif van aardse denke na hemelse denke, van aardse bekommernisse en vrese na koninkryks en geestelike denke. Kom ons verdiep ons al meer in die Here se woord en in die Here se heerlike beloftes vir ons. En kom ons begin bid ook gereeld dat God ons denke deur sy gees sal vernuwe, sodat ons waarlik deur die geloof sal lewe en ons Here se hart sal bly maak. Amen. Here, ons gebed is, vergewe ons asseblief dat ons denke en ons fokus nie altyd op U en die dinge van U koninkryk gerig is nie. Kom dan, Here, deur U Gees en kom vernuwe ons gedagtewêreld en help ons om 'n nuwe fokus te kry. Help ons om ons gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is, waar Christus is. En ja, Here, dankie dat U Christus die groot oorwinnaar is. Die een wat sit aan die regterhand van die Vader, van waar U oor hierdie wêreld regeer en van waar U ook in U groot liefde en genade na ons, U volgelinge, U bruidskerk omsien. En help ons, Here, dat ons in hierdie onstuimige tyd nie sal vaskyk
in al die ou slegte dinge wat in die wêreld rondom ons gebeur nie, maar dat ons deur die geloof sal lewe in die wete dat U in al ons behoeftes sal voorsien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons slotlied roep ons ook vandag op om ons denke op God se koninkryk te rig. Soek allereers die koninkryk van God. Geniet die lied en sing dit sommer ook lekker saam. En daarmee groet ek julle vriende, vrede vir jou. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy